Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale bediening. Ons staan aan die einde van ons 4 weke ekologie reeks en ek wil eintlik begin om net vir 'n bietjie terug te dink aan dit wat ons oor die afgelope 3 weke oor gesels het. Ons het ons reeks begin met hierdie belydenis dat God homself aan ons openbaar in die skepping. En alhoewel ons die voorreg gehad het om hierdie video's te kon maak in die skoonheid van die natuur, het ons ook gesê dat God se skepping meer is as net die natuur. En dit is 'n baie belangrike tema wat ons al vandag toe nog gaan terugkom oor die omvang en die volheid uiteindelik van die skepping. Ons het bewus geraak verder daarvan in ons tweede week toe ons gedink het oor die natuur van die mens en hoe ons self ook deel is van God se skepping, ook self geskape is uiteindelik deur God. So hier waar ons dan vandag saam sit as 'n geloofsfamilie, vra ons 'n baie belangrike vraag. Waaroor gaan dit? Oor wie gaan dit? As ons dink oor ons roeping, oor hoe ons geskep is, as ons dink oor dat ons na God se beeld geskep is die vraag eintlik ook hoekom? Is dit 'n vraag oor hoe ons onsself uiteindelik moet sien of gaan dit daaroor om net die wêreld 'n mooier of beter plek te maak of net om die skepping ekologies meer verantwoordelik te bestuur, want enigiemand kan dit doen, hè. Enige iemand kan herwin, enige iemand kan meer spaarsamig wees met hoe hulle produkte gebruik. Dit is nie iets wat net 'n Christen kan en hoef te doen nie. So wat maak ons dan nou so spesiaal as ons deel in hierdie roeping, deel is van God se skepping en uiteindelik ook geroep is om in sy beeld te leef en eienaarskap te neem, soos ons ook laasweek en die week voor het gesê het. Waaroor gaan dit uiteindelik? En ons gaan vandag bietjie praat oor hoe God nuut kom maak het, hoe God kom herstel het. En nie noodwendig uit die oogpunt van Genesis 1 of aan die hand van 'n vloedverhaal nie. Ons gaan kyk na Kolossense 1. Ons gaan kyk na Kolossense 1 van vers 15 tot by vers 20. Ek gaan die woorde hier op die skerm sit, maar voordat ons lees, kom ons dank die Here dat ons vandag ook sy woord kan ontvang. Here Jesus, dankie dat U ons verenig deur U naam, dat U ons in stand hou deur die volheid en die grootheid van die skepping. Dankie dat ons kan lewe in 'n wêreld wat U gemaak het, wat U goed gemaak het. En gee Here dat ons sal onthou om deel te wees van daardie goedheid. En waar ons vandag die woord ontvang, vra ons Here dat U ons daardeur sal seën en ook daardeur die wil aan ons sal openbaar. Dat ons ook sal ontdek wat dit beteken om te lewe tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is. Alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong, die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem, want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Ons het laasweek afgesluit om te praat oor daardie vrede, dat ons lewe in 'n nuwe skepping, 'n skepping waar chaos nie meer heers nie, maar een van vrede. En vandag sluit ons af om te praat oor daardie bron, die bron van daardie vrede. En om hierdie vraag te antwoord van waaroor gaan dit alles? Want nee, dit gaan nie oor ons nie. Wanneer ons dink oor ekologie, wanneer ons dink oor eienaarskap, wanneer ons dink oor ons verantwoordelikheid teenoor God se skepping, dat ons deel is en verbind is aan mekaar in God se skepping, gaan dit nie oor ons nie. Die antwoord oor wie dit gaan, word in Kolossense 1 geopenbaar. Dit gaan oor Jesus Christus, die een deur wie en vir wie alles geskep is. Nou hierdie gedeelte gebruik baie woorde wat ons herinner aan Genesis 1,
baie woorde wat ons ook herinner aan Johannes 1, die mooi beeld waarmee Johannes 1 oopmaak om te sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, die woord was self God, en alles het deur hom tot stand gekom. In hom was daar lig, en die lig was die lewe vir die mense, en die lewe skyn, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Nou hierdie gedeelte, alhoewel dit tegnies in vers 13 begin, maak oop met hierdie woorde, die seun is die beeld van die onsigbare God, en daardie woordjie beeld het ons ook gehoor in Genesis 1, toe ons gehoor het, ons is geskep na God se beeld, die eersgeborene oor die hele skepping. Die seun is die beeld van die onsigbare God. Nou die mense wat hierdie brief voorgeskryf is, wat daar in Kolosse gebly het in 'n plek geleef waar daar 'n klomp vrees was oor onsigbare magte. Daar was 'n klomp verskillende wêreldmagte, asook onsigbare magte, mense wat hulle hierdie al valse evangelie geleer het en hulle het uiteindelik in vrees gelewe. Mense wat uiteindelik vir hulle gesê dat hulle onderworpe is aan magte waaroor hulle geen beheer het nie, onsigbare magte wat 'n invloed en beheer het op hulle lewe. En daarom is dit belangrik dat hier vir hulle geskryf word. Paulus vir hulle skryf in Kolossense 1 vers 15. Die seun is die beeld van die onsigbare God. Wat hy uiteindelik daarmee sê is, hy praat hier oor die inkarnasie. Dat God onder ons kom woon het, hy het ingebreek in die skepping in. Onthou wat gebeur in Genesis waar Adam en Eva in die tuin van Eden is. Hulle oortree, nê? Hulle gaan teen die wil van God. Hulle doen wat hulle nie moet doen nie. En wat interessant is God kom af. Hy kom af, hy breek in hulle wêreld in, wat sy wêreld natuurlik is, en hy konfronteer hulle. Hy vra, waar is jy? Hy gaan soek hulle in die tuin, nê? Hy vra, waar is julle? En dan sien ons die res van die Bybel wanneer Israel begin afwyk het en waar hierdie verbintenis net nie meer volhoubaar was nie, kom God en hy breek in en hy word sigbaar, hy word mens, hy kom woon onder ons en die beeld van die sigbare God word sigbaar in Jesus Christus. So wanneer ons sê God openbaar om hierdie skepping, word hy ook deel van daardie skepping. En dit gaan alles oor die verheerliking van Christus. Dit gaan daaroor om hom te verheerlik, om hom raak te sien, om hom te sien en te eer as die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. En dan word dit verder versterk in vers 16 waar daar staan, deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, en dan baie spesifiek of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. In ander woorde, daar's geen wêreldmag wat hoër is en groter is as Christus nie. Alles is deur hom en tot hom geskep. Nou ek en jy lewe in 'n tyd waar ons so deur verskillende magte beïnvloed word, ekonomiese magte, politieke magte, mense wat keuses maak, mekaar verwoes en dit affekteer ons, nê? As ons dink aan die oorlog, hoe dit die olieprys affekteer het, hoe dit my en jou huishoudings ook geraak het. En partykeer kan ons so klein voel en dink maar daar's nie 'n manier wat ons teen sulke groot magte in opstand kan kom nie. Ons voel soms magteloos. Magteloosheid, daardie selfde ding wat ons laasweek oor gepraat het. Maar hier kry ons hoop uit Kolossense 1 om te sê, maar al hierdie wêreldmagte gaan vergaan. Ek en jy gaan ook vergaan. Ons tyd hier op aarde is nie ewig nie. Maar die mag bo alle magte, Jesus Christus, is verhewe bo alle magte. Hy is ewig. Wêreldmagte gaan kom en gaan. Maar die gesag van God sal vir ewig duur. Dit sal vir ewig bestaan. En dit moet my en jou uit om 'n baie belangrike vraag te vra, waarin soek jy jou sekuriteit? Kry jy dit in jouself, in jou besittings, in jou rykdom, in ander mense? Waarin gaan soek jy jou vrede? Die vrede waarvan hierdie teks praat, is in Christus. Ons gaan soek daardie vrede op die verkeerde plekke. Ons kry gerusheid in die belofte van wêreldmag, in die beloftes van wêreldmagte. Ons hou vas daaraan. Maar hierdie gedeelte roep ons terug tot geloof in God. Die skepping herinner ons aan die wesenlike teenwoordigheid van Christus in ons lewens. Die een by wie daar ware vrede en sekuriteit is. Die hoof van die liggaam van die kerk.
Is my so mooi, ek dink hierdie gedeelte gee vir ons 'n baie mooi beeld van wat die kerk is, nê. En ook wat die versoening beteken. Die versoening wat ons het in Christus is nie net redding op grond van individue nie. Ook nie redding op grond van net die kerk nie, maar eintlik versoening met die hele skepping. Die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is nie 'n plek op 'n hoek nie. Die kerk is waar God se mense in die wêreld in beweeg. En dit roep my en jou in hierdie nuwe skepping in. In 'n tyd en in 'n plek en in 'n era in waar ons deel in hierdie Christusroeping om alles te versoen. Om die werk voort te sit wat Jesus begin het. Ons is die kerk, ons is die rentmeesters, die agente van die koninkryk. Ons is nou in koninkrykstyd. Dit beteken wanneer ek en jy dink oor versoening, kan ons nie net daarin dink as individue nie. Redding gaan nie net en versoening gaan nie net oor ek en my saligheid nie. Dit gaan oor alles. Hierdie woordjie alles word 6 keer herhaal in hierdie gedeelte. Alles is versoen in Christus. Die totale skepping, die hemel en die aarde, die sigbare, die onsigbare dinge, niks is uitgesluit nie. En dit gee vir ons 'n nuwe beeld van die kruis, nê. Die kruis is daardie oomblik waar God vir alles versoen het. Elke liewe deel van die skepping. Dit gee ook vir ons gerusstellendheid, nê, want dit beteken die versoening van die ekologie en die skepping is nie afhanklik van my en jou nie. Dit is reeds versoen deur Christus. Maar nou, en hiermee sluit ons af, het ons 'n baie belangrike opdrag. Ons moet nie daardie versoening teenwerk nie. Ons moenie lewe vir die wêreldmagte of vir onsself nie. Partykeer lewe ons so vir onsself en ons word hierdie klein mag wat en ons begin heers oor onsself en alles gaan net oor ek en my. Hierdie kapitalistiese en verbruikerskultuur waarin ons leef is 'n voorbeeld daarvan hoe maklik ons daaraan onderwerp kan word. Maar hier die Christusroeping, want wat Christus kom doen het is hy kom herstel. Hy kom regmaak en kom heel maak wat mense gebreek het. Hy kom regmaak wat stikkend is. Waar daar gebrokenheid is, het hy kom heel maak. Gaan kyk reg deur Jesus se lewe op aarde. Alles wat hy gedoen het, is hy het dit wat gebroken is, kom herstel. En in daardie herstel het die nuwe skepping gebeur. Mense het nuut geword. Hulle het nuwe identiteit gekry, nuwe status gekry. Dink aan Johannes 4, die vrou, die Samaritaanse vrou by die put en Jesus vra vir water om te drink. En dan sê hy, ek sal vir jou die lewende water gee. En wat daar gebeur is so kosbare gedeelte waar Jesus eintlik haar identiteit vernuwe. Wanneer hy hierdie gebroke vrou sien en hy nooi haar in genade in. Hy kyk nie met oordeel na haar nie, hy kyk met genade na haar. Sy ontvang daardie genade en dit maak van haar 'n nuwe mens. Hy bemagtig haar met die woorde gaan en sondig nie meer nie. Jy hoef nie meer iemand te wees wat sondig nie, want daar het herstel gebeur. Jy's 'n nuwe skepping, jy's 'n nuwe mens. En dalk het jy dit al in jou eie persoonlike lewe ervaar, maar nou kom die roeping. Nou kom die koninkryk van herstel. En ek dink dit is 'n waarde wat ons dikwels vergeet. Ek weet ons voorouers was goed met herstel. My oupa het geglo jy vervang nie goed nie, jy maak dit reg. As iets stikkend is, dan maak jy dit reg. Jy koop nie net nuus nie. En dis interessant, ek hoor hierdie quote die ander dag waar hulle praat oor egskeiding en gebroke verhoudings. En toe sê 'n wyse ou man, hy sê want in hulle tyd as iets stikkend was, het jy dit reggemaak. Jy weet, jy het nie iets nuuts en iets anders gaan kry nie. Nou ek weet, dis baie meer kompleks as dit. Ek sê niks meer daaroor nie. Maar ek dink dit is net 'n voorbeeld van hierdie waarde nie. Hierdie waarde van herstel wat ons moet hoor. Ons word gestuur om goed reg te maak. Verhoudings met ander, verhoudings met onsself. Partykeer is ons so uitgevoel uit en ons het nie 'n gesonde verhouding met onsself nie. Maar God het homself met ons kom versoen. Ons moet nie in die pad staan van God se genade nie. Ons moet daardie herstel innooi. Ons moet sê, maar waar moet ek ophou? Waar moet ek begin om hierdie herstel deel van my lewe te maak? Om deel van hierdie nuwe skepping te kan wees, een van vrede, nie een van konflik nie.
Watter verhoudings word ek na toe gestuur om te herstel? Waar word ek in die natuur en in die skepping ingestuur om te herstel? As jy iets in jou huis het wat jy hierdie week het om reg te maak, of dit nou 'n kasdeur is wat stikkend is of wat ook al dit mag wees. Wanneer jy besig is met daardie herstel, hoop ek dat jy iets sal ontdek van jou verbintenis aan Christus. Die een wat alles kom herstel het, die een wat alles kom versoen het. En mag jy vorentoe juig oor die nuwe skepping waarna toe ons geroep is. Ons wat die kerk is in die wêreld. Mag jy ook God se genade ervaar, mag jy sy vrede ervaar en elke dag kies om daardeur te leef, sodat jy ook kan lewe na die beeld van God, die wêreld 'n plek van vrede maak, versoening bring waar daar konflik is, en vir mense kan wys, Jesus leef. Hy leef binne in my, hy leef binne in jou. Kom ons gaan uit in die wêreld in, en ons maak dit sigbaar. En kom ons vra die Here om saam met ons hierdie pad te stap. Here Jesus, dankie dat ons kan weet en vandag kan hoor dat U verhewe is bo alle magte, dat U ewig is, dat U Uself met alles kom versoen het. Niks en niemand is uitgesluit by daardie versoening nie. En gee Here dat ons nie daardie versoening van die hand sal wys nie, dat ons nie ander daarvan sal wegneem met oordeel nie, maar dat ons sal leef in die genade, dat ons die genade sal hoor, dit sal voel, dit sal omarm, en ook uiteindelik daardeur sal leef. Roep ons Here om hierdie wêreld in te gaan, met hierdie roeping van herstel. Dankie dat U ons bemagtig om dit ook te kan doen. En gee Here dat ons mekaar sal ondersteun en mekaar sal dra en mekaar sal versterk om 'n nuwe skepping en 'n nuwe aarde sigbaar te maak vir die wat hoop nodig het. Amen.